Dit is vandag maandag 28 April. Welkom by ons luistermeditasie in die tyd van Pasen. Ons lees uit Handelinge 10 vers 34 en dan ook vers 39 tot 43 uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Met jou voete plat op die grond, raak ons bewus van ons geankerdheid in die opgestane Here. En ek nooi jou om jou liggaam te ontspan, jou skouers, jou gesig, miskien 'n glimlag te kry en net te voel hoe die energie in jou lyf skuif. En dan nooi ek jou om jou hande oop te maak. En wanneer jy bewus word van jou eie asemhaling, bewus te word van die asem van God in jou. Ek steek vir ons die Christuskers aan. Die Here het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Triomf, die Here het opgestaan, die laaste vyand is verslaan, geen mag hou hom gebonde. Wie in hom sterf, sal met hom leef. Wie skuld bely, die word vergeef, deur Christus vry van sonde. Hy, heerlik aan God se regterhand, hy stuur vir ons die Gees as pand. Die Gees laat ons herlewe. Ons deur sy wonderkrag bevry. Bly oor en oor sy woord bely. Hy leef en jy sal lewe. Handelinge 10 vers 34 en 39 tot 43. Ontvang die teks, laat dit vir 'n oomblik op jou hart lê en as jy woorde of sinsnede kry wat jy hoor wat jou opval hou dit vir 'n oomblik vas in die stilte. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, dit is nou Petrus wat nadat hy die ontmoeting die visioen gehad het en terwyl hy gebid het van die onrein diere en hy daarna gelei is na Kornelius toe, kom hy aan die woord en hy het gesê, waarlik ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar uit enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang, maar God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn, nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. En ons wat na sy opstanding uit die dood
saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. En van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie. Die gesig wat Petrus tydens sy beswyming terwyl hy gebid het gesien het, moes, ek dink, erg ontwrigtend gewees het. En die opdrag om die onreine diere te slag en te eet, maak dan op die ou en die pad oop vir hom om die Italiaanse leier kaptein, die heidense kaptein te ontvang, saam met hom in sy huis tuis te gaan. God neem Petrus dieper in sy verhouding met hom. En dit is wat die gebeure van die kruis en die opstanding doen. Dit neem ons dieper. Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie. Wat beteken hierdie ervaring van Petrus en sy belydenis vir jou? Die perikoop eindig met Petrus wat sê dat Christus, nadat hy aan 'n klomp van hulle verskyn het, hulle die opdrag gekry het om onder andere te gaan getuig van die vergifnis aan elkeen wat in die opgestaande Here glo. Vergifnis van sondes, vryspraak vir elkeen van ons. Ek wil jou nooi om jou hande weer oop te maak en in hierdie oomblik hierdie vryspraak, vergifnis opnuut te ontvang van die opgestaane Here. En dan ook jy die opdrag ontvang, elkeen van ons, om hierdie vergifnis te gaan uitdeel.
ontvang dit en dan dink ons vir 'n oomblik, wie moet ek vandag gaan vergewe en gaan vryspreek? Here, ek besef dat die kruis en die opstanding my dieper wil neem. My oor die grense wil laat gaan. My hart oopmaak vir hulle wat anders as ek is. En my ook wil neem na hulle wat ek moet vryspreek. Gee my die genade om dit vandag te gaan leef. Amen.